Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie. Jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. Liefste SA Gemeente familie, mag Kersfees vandag vir jou en jou geliefdes 'n heilige stilword bring. Daardie diep vrede wat kom wanneer ons besef God het werklik naby gekom. In 'n wêreld vol geraas en gejaag fluister die krib weer dat ons nooit alleen stap nie. Immanuel is hier. Mag die lig van Jesus jou huis vul, jou hart versag, jou hoop vernuwe en jou geloof versterk. Mag liefde deur elke gesprek loop, vrede deur elke verhouding vloei en vreugde jou oortrek soos 'n warm sonlig op 'n wintersdag. Ons bid dat SA Gemeente vandag weer sal ontdek hoe mooi Christus ons saamweef, een familie, een liggaam, een storie van genade. Mag ons as gemeente die Kersfees wees wat hy gekom het om ons te maak. Sy hande van liefde, sy stem van vrede, sy draers van hoop, 'n baie geseënde Kersfees aan jou. Mag die koning in die krib jou elke dag nuut verras. En daar's 'n oomblik, elke jaar sonder uitsondering, wanneer iets kleins, amper vergete, skielik diep simbolies word. Dit gebeur gewoonlik wanneer die kinders iewers in die ander kamer in verdwyn en die huis warm is en iemand begin om ornamente aan die boom te hang. Ek bedoel, jy tel eintlik 'n ou versiering op wat lankal nie meer in pas by jou look nie. Die papierster wat jou kind 10 jaar gelede vasgeplak het, die een wat nou effens skeef en verkleur is, en met een straal dit 'n gewig wat buite verhouding tot sy grootte is. Dis alledaags, amper maar net nog 'n ding, en tog is dit 'n portaal. Dit maak iets in jou oop, herinneringe, verlange, verbeelding. Elke Kersfees doen ons dit. Ouers, grootouers, ooms, tannies, peetouers, enige iemand wat al op 'n yskoue Desemberoggend gesit het en 'n geskenk vir 'n kind toegedraai het. Ons almal neem deel aan hierdie jaarlikse ritueel waarin verbeelding weer aangeblaas word. Ons doen ons bes om die verbeelding van ons kinders aan te wakker, want hierdie seisoen gaan geheel en al oor verbeelding. Maar hier's die ironie. Kinders is nie die enigstes wat verbeelding met Kersfees nodig het nie. Inteendeel, volwassenes het dit selfs meer nodig. Want die eerste Kersfees was nie bloot 'n oulike verhaaltjie nie. Dit was nie sentimenteel nie, dit was nie mak gemaak nie. Dit was en is steeds ondenkbaar wat daar gebeur het. Letterlik ondenkbaar. Niks rondom die geboorte van Jesus het in enige bestaande kategorie ingepas nie. Die wêreld verander selde wanneer die verwagte dinge gebeur. Dit verander wanneer iets heeltemal onverwags, onredelik, onwaarskynlik, ondenkbaar in 'n verhaal inbreek. Die ondenkbare verhaal. Kom ons begin vandag hier. Niemand het ooit gebid dat 'n tienermeisie uit Galilea die Messias sou baar nie. Dit was op niemand se profetiese bingo kaartjie nie. Galilea was die verkeerde plek, Maria was die verkeerde soort meisie, haar familie was onbekend, haar verloofde was 'n skrynwerker, nie 'n priester nie. Niemand het hierdie scenario kon indink nie. Maar toe gebeur die ondenkbare net aanhoudend verder. Niemand het gedink dat hierdie baba eendag die beroemdste rabbi in die geskiedenis sou word nie. Niemand het voorsien dat hierdie rabbi sulke gewaagde dinge sou sê dat selfs sy volgelinge sou wonder of hulle hom nie maar eerder net bietjie op sy moet sit nie.
Niemand het gedink, hy sou verklaar dat hy die weg, die waarheid en die lewe is nie. 'n Uitspraak so skandalig, dat het hom uiteindelik sy lewe gekos het. Niemand het gedink, hy sou weer opstaan nie. Niemand het gedink sy beweging sou oorleef nie. Niemand het gedink dat Rome, die ryk wat hom gekruisig het, hom later sou omhels nie. En absoluut niemand sou kon voorstel dat die universele simbool van sy lewe kruis sou wees nie. 'n Romeinse werktuig van regstelling, 'n ikoon wat vandag in kathedrale, op berge, in juwelierswinkels en hospitale en om die nekke van miljoene pryk. Dalk het jy hom vir Kersfees gekry. Elke deel van hierdie verhaal is onmoontlik en tog, hier sit ons. Ons sit vandag voor hierdie skerm oor 'n verhaal wat volgens die menslike maatstawwe nooit moes oorleef het nie. Die uitskieter, die statistiese anomalie, die ding wat nie kan werk nie, maar tog op die mees skouspelagtige manier wel werk. Wat ons bring by die ondenkbare kerk. Die vraag word nou, as God spesialiseer in die ondenkbare, hoekom leef sy volgelinge lewens wat heeltemal voorspelbaar is? Die ware skandaal is nie dat die eerste Kersfees ondenkbaar was nie. Die skandaal is dat die mense wat deur daardie Kersfees gevorm is, die vermoë om te kan dink en verbeel, verloor het. Want Jesus het nie net gekom om 'n aankondiging te maak nie. Hy het gekom om iets te wys, 'n manier om mens te wees. Die weg van Jesus is nie net 'n geloof nie, maar 'n praktyk, 'n houding, 'n leefwyse. 'n Weg wat eens lank gelede 'n hele beskawing verander het. Stel jou dit voor, 'n wêreld wat skepties staan teenoor ons geloof, maar verstom is oor hoe Christene mekaar behandel. 'n Wêreld waar ons meningsverskille ons nie verdeel nie. 'n Wêreld waar mense van ander gelowe, of dalk geen geloof nie, positief en opgelig voel, wanneer ons as Christene in hulle buurt intrek, omdat ons teenwoordigheid gemeenskappe veiliger, sagter en mooier maak. Dit is nie fantasie nie, dit is geskiedenis. Eens op 'n tyd was Christene ondenkbaar anders. Hulle was sagter, meer vrygewig, meer vergewensgesind, getrouer in die huwelik. Groter omgee teenoor die armes, meer bereid om weggegooide kinders aan te neem, meer bereid om hulle lewens te waag tydens pesuitbrekings, om die siekes te versorg wat die samelewing letterlik geïgnoreer het. Rome het nie geweet wat om met hulle te maak nie. Hulle was nie soos enige ander godsdiensgroep nie, nie soos enige filosofiese skool nie, nie soos enige politieke faksie nie. Hulle was bloot Christus-agtig. Hulle het nie mense gewen deur argumente nie deur mag nie deur invloed nie. Hulle het mense gewen deur liefde, 'n vreemde, kontra-intuïtiewe, byna irrasionele soort liefde. Die Griek sê agape. 'n Liefde so ongerieflik, so onprakties, so belaglik, dat dit revolusionêr geword het. Daardie oomblik wanneer die ding wat die wêreld as swakheid beskou, die krag word wat die wêreld transformeer. Wat ons bring by die ondenkbare koninkryk. Ons neem aan dat die wêreld so baie verander het, dat Jesus se weg nie meer werk nie. Ons verbeel ons dat sy leerlinge oor die ander wang draai, vyande lief hê, vrylik vergewe en die minste dien, mooi ideale was vir 'n eenvoudiger wêreld. Die moderne wêreld, dink ons, is te kompleks, te sekulêr, te verdeeld, maar dit is dieselfde fout wat die disippels gemaak het. Want as die gelowiges van die eerste eeu onder die verpletterende gewig van Rome die weg van Jesus kon leef, wat is ons verskoning? Hulle het geen wetlike beskerming gehad nie, geen politieke hefboom nie, geen geboue nie, geen Bybel nie, geen aanlyn preke nie, geen aanbiddingspanne nie, geen Christelike boekwinkels nie, nie eens godsdienstvryheid nie. Hulle het net een ding gehad, net een, die voorbeeld van hulle koning. En daardie koning het vir hulle een opdrag gegee. Soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar lief hê. Hierdie een opdrag, hierdie een ondenkbare etiek het die wêreld herskep. Stel jou dit voor, sê Paulus, volg God se voorbeeld, en dan gaan hy later 'n bietjie aan, en wandel in die weg van die liefde. Wandel in die weg van liefde, wandel in die weg van jou koning, wandel in die weg van die krib. Daardie laaste frase, die weg van die krib, is die hart van hierdie preek. Want die krib is nie net 'n simbool van nederigheid nie, dit is die beweeg na 'n heel nuwe manier om die wêreld te verbeel. Die krib vertel ons dat God naby kom. God kom klein, God kom kwesbaar. God betree nie die wêreld met verontwaardiging nie, met magsvertoon, oorheersing of geraas nie. Hy kom stil, weerloos, sag. Die grootste revolusies begin nie met mag nie. Hulle begin met 'n
met 'n fluistering. En dit het 'n ondenkbare implikasie. Kom ons verbeel ons, nie sentimenteel nie, nie nostalgies nie, maar dapper, ongerieflik, selfs gevaarlik. Kom ons verbeel ons dat SA gemeente hierdie gemeenskap die soort kerk word wat eens in Handelinge en in die eerste 3 eeue van die Christendom bestaan het. Kom ons verbeel ons word 'n gemeenskap wie se liefde sterker is as ons opinies, 'n gemeenskap wie se eenheid sterker is as ons verskille, 'n gemeenskap wie se gasvryheid sterker is as ons grense, 'n gemeenskap wie se vergifnis sterker is as ons aanstoot, 'n gemeenskap wie se vrygewigheid sterker is as ons vrees. Kom ons verbeel ons dat ons bure sê, ek is bly julle is in ons gemeenskap. Ons is beter daaraan toe omdat julle die Christene hier is. Kom ons verbeel ons kinders groei op in 'n atmosfeer so warm van genade, so ryk aan behoort, dat die weg van Jesus vir hulle eintlik natuurlik voel. Kom ons verbeel ons huwelike word herstel, vriendskappe nuut gesmee, verdeelde families versoen. Kom ons verbeel ons dat wanneer mense buite die geloof ons lewens sien, al stem hulle nie saam met wat ons glo nie, hulle eenvoudig nie die skoonheid van hoe ons leef kan ontken nie. Kom ons verbeel ons dat Kersfees nie meer net 'n seisoen van liggies, liedere en krippies is nie, maar 'n seisoen waarin ons die ondenkbare weg van ons koning herontdek. Wat is die grootste bedreiging vir die Christendom? Nie die wêreld buite die kerk is nie, maar die afwesigheid van verbeelding binne die kerk. Want as Kersfees ons enigiets leer, is dit. God werk in die sfeer van die ondenkbare. Hy begin waar logika ophou, hy bou waar sekerheid verbrokkel, hy skep waar wanhoop verstik, hy wek op waar die dood heers. Kersfees is God se manier om te sê, jy kan my nie uitverbeel nie. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê. Die weg wat eens die wêreld verander het, die weg wat dit weer kan verander. En hier is die uitnodiging. Moenie net die verhaal bewonder nie. Betree dit. Moenie net oor die koning sing nie. Volg hom. Moenie net 'n ander wêreld verbeel nie. Leef op 'n ander manier. Wandel in die weg van liefde. Wandel in die weg van Jesus. Wandel in die weg van die krib. Want eendag, as genoeg van ons dit doen, sal Kersfees nie meer net 'n seisoen wees waarin ons droom oor wat moontlik kan wees nie. Dit sal 'n seisoen word waarin ons uiteindelik besef wat reeds begin het. Jy is deel van 'n haas onmoontlike verhaal. Jy is deel van iets groter as wat enigiemand kan en kon verbeel. Gaan leef dit nou. Geseënde Kersfees. Here, ons eer U op hierdie dag wat ons die geboorte vier. Maar wat nie net 'n geboorte is nie, wat 'n hele storie is, wat 'n hele verhaal is, wat die Ou Testament en die Nuwe Testament saambring. Wat ons saambring in die ou verhaal in. En wat ons 'n koneksie gee met God van die begin af tot waar ons nou is. En dit wat ons kan verbeel vir die toekoms. Seën ons gemeente. Seën elke huisgesin, seën elke individu en elke persoon. Mag ons die kerk word en wees in 2026 wat U vir ons bedoel het om te wees. Mag ons minder oor onsself bekommer wees en mag ons meer U vier in ons lewens. Ons eer U vir alles wat ons het, alles wat ons is. Mag U hierdie dag ook in ons lewens seën, wanneer ons U vier met geskenke oor die grootste geskenk wat ons denkbaar kon kry, met kos oor dit wat U vir ons kom gee het, U brood en U wyn, U liggaam kom deel het met ons, en met vriendskap, en met geliefdes en met familie soos wat U vir ons gewys het, hoe U altyd saam met ons stap, altyd diep koneksie met mense vorm. Mag vandag ons herinner aan al hierdie dinge. Op die einde van die dag, mag dit ons ook herinner, dat die dood oorwin is, dat U koning is, oor ons lewens, en oor die hele wêreld. Mag U liefde wen, vandag. Amen. Gaan vier groot fees. Eet en drink. Wees vrolik, omhels mekaar, lag en sing en speel en leef hierdie dag voluit. Verbeel 'n toekoms wat presies so lyk. Tot volgende keer. Mooi loop.